Jordan Cobblers Hill 2022 is die vlaggenskap Bordeaux-styl rooiwyn van Jordan Wynlandgoed in Stellenbosch, bekroon met 5 sterre in Platters Wine Guide en die perfekte pasmaat vir sappige beesvleissnitte. Nou hierdie Italiaanse geïnspireerde gebraaide beesvleis is 'n vinnige en maklike resep, gemaak met kruisbiefstuk en groen pesto. Nou dis die perfekte 30 minute maaltyd, gereed in 'n japtrap vir 'n heerlike weeksaandete. Nou 'n paar idees of bykosse wat jy saam met die vleis kan bedien, is iets soos vars korsagtige ciabatta of focaccia brood om die geurende sous dan nou op te suig. Nou geroosterde kersietomaties of eenvoudige suurlemoen en knoffelgebraaide aartappels. Nou ek gebruik vandag wel 'n heerlike vars Italiaanse ciabatta brood en roketblare of rocket leaves, soos jy dit sal ken, en dan natuurlik parmesankaas, maar meer daaroor 'n bietjie later. Ek sien my pan rook hier langs my. Nou die geheim of wenk vir 'n sagte sappige steak, as jy dit nie op die vuur kan braai nie, is natuurlik 'n vuurwarm rookpan. Nou die ysterpan moet amper rook soos hy hier. Ek het hom afgetrek want ek's bang iets slaan aan die brand. Dan dit skep natuurlik daai breinkors aan die buitekant en dan hou dit al daai vleissappe aan die binnekant. Nou iets wat ek wel vandag met die vleis gedoen het, is om dit tussen 2 stukke bakpapier te sit en dan net so 'n bietjie plas te slaan of sommer met 'n roller te rol, want natuurlik as jou vleis daai spiervesel in het, dan breek dit net bietjie af om seker te maak jou vleis is dan nou sag en dan 'n eweredige dikte. Nou as jy wel goeie kwaliteit vleis gekoop het, is dit nou natuurlik nie nodig nie, of daai verouderde biefstuk van 14 of 28 dae. Nou eerstens sny jy dan nou natuurlik net 'n bietjie van die vet af en asseblief moenie bekommerd wees nie, ek mors dit glad nie. Ek gooi dit nou net in die pan en ek gaan hierdie slankie ingooi want ek sien hy rook lekker, dan kan dit klaar braai tot hy dan nou lekker krakerig is. Hier het ek al klaar die eerste deel van dit gedoen het en sodra dit gedoen is, hou jy dit dan net een kant en ek sit die papiertjie aan die onderkant net sodat die ergste vet dan nou dreineer. Nou ons gebruik dit later met opdiening. Dan geur ek die vleis net met sout en peper en olyfolie is dan nou nie nodig nie want daai vet wat afgekook het is genoeg in die pan. Jy braai dit dan net vir so 2 tot 3 minute aan elke kant want ek soek natuurlik daai pink binnekant. Nou ek gaan so lank die vleis hier aan die gang kry en braai. Nou dit is baie belangrik om die vleis te laat rus. Nou hierdie stap is nie opsioneel nie, jy moet dit doen. Nou om die gaarbiefstuk te laat rus, laat die sappe ontspan en deur die vleis weer terugvloei. Nou as jy dit te gou sny, sal jy al daai heerlike vleissappe op die snyplank sal dit nou natuurlik uitloop en dan gaan jy met so 'n halwe troostuk biefstuk sit. Nou dit is juis vir daai sappe wat heerlik is in die vleis. Nou die ander elemente wat jy ook nodig het is natuurlik jou vars roketblare, fyn parmesankaas en dan basiliekruid pesto. En hier het ek dennepitte, nou in Engels is dit pine nuts. Ek het dit gerooster in 'n droë pan, dit gee maar net daai ekstra geurigheid aan die neut. Nou ek het klaargemaakte vars pesto gekoop, maar op my resep het ek vir jou ook een van my maklike tuisgemaakte pesto reseppe bygesit. So as jy dit self wil maak, dit bly so 3 tot 4 dae vars in jou yskas. Nou die vleis kan jy nou net in dun reepies sny en daai vleissappe wat dan wel nou nog uit die vleis uitvloei, het ek hier in 'n glasbak gesit en dit is dan nou wat as jy vleis rus wat dit op die snyplank uitloop en dit gaan ons natuurlik verseker nie mors nie. Met opdiening meng ek dit met 'n bietjie olyfolie en dan gebruik ek dit basies as die sous of die slaaisous bo-op. Nou die basiliekruid pesto smeer jy dan nou net aan die onderkant van die bord en dan begin jy die vleisreepies in die ronde pak. Nou ek wil jou gou hierdie stap wys. Ek vat net so, ek wil sê so eetlepel vol en dit smeer jy dan nou net so hier aan die onderkant. En dan kan jy nou natuurlik, ek gaan my hande gebruik en jy sal sien ons vleis is nog heerlik lekker pink en dit gaan jy dan nou net so soos 'n waaiertjie half in die ronde so begin pak. Nou ek
gaan nou aangaan daarmee. Nou die Italiaanse ciabatta koop jy ook net vars en dan sny jy dit in dun snytjies en jy rooster dit in die pan. Nou as ek terug is, maak ek die res van die bord klaar met die ander elemente en bestanddele. Nou die vleis is nou mooi gerangskik op die bord soos ek vroeër vir julle gewys het. Dan bo-op is die basiliekruidpesto. Ek het nou net 'n bietjie olyfolie by daai vleissappe gegooi wat oorgebly het en nou gaan ons dit gebruik as 'n slaaisous. Nou al wat nou oorbly is die roketblare, dennepitte, parmesankaas en die geurende brosvetstukkies. Nou vir 'n stysel gebruik ek die geroosterde Italiaanse ciabatta. Dit is gesny en ek het dit net gerooster in 'n bietjie olyfolie. Nou kom ek maak gou die laaste paar stappe en die opdiening klaar. Nou hierso is my basiliekruidpesto in die bord, dan het ek nou die vleis gesny en ek gebruik nou hier my hande en dan pak jy dit nou net so, ek het dit nou vir julle gewys, ek doen dit sommer gou weer. So 'n paar stukkies en dan volgende is ons roketblare. Vat sommer so 'n handjie vol. Dit sit jy bo-op. Van die parmesankaas, die fyn een. Met my lappie hier hou. Dennepitte van ons gebraaide vetstukkies kan jy ook so bo-op sit. En dan net so 'n paar stukkies parmesan. En hierso is ons slaaisous wat ons so bo-oor gooi. En dan natuurlik, daar gaan die broodjie net so bo-op. En jy kan natuurlik net so 'n bietjie soutvlokkies opsit. Nou dit lyk verseker heerlik. Ek dek gou die tafel klaar en maak die kosborde klaar hier in die bitterlekker kombuis. En dan maak ek reg vir my gaste om te kom aansit. Gaan probeer gerus die resep wat op die webblad gelaai is